Vandag gaan ons begin kyk na veelhoeke of poligone. Nou 'n veelhoek of 'n poligoon is presies wat dit sê. Dit is iets wat baie hoeke het, meer as een hoek. Twee hoeke is ook mos nou nie moontlik nie. So die eerste dingetjie, eerste poligoon of veelhoek waarna ons kan kyk, is 'n driehoek. As ons nou gaan kyk na driehoeke, die eerste ding waarna ons gaan kyk is die klassifikasie van driehoeke. Hoe kan ons verskillende driehoeke klassifiseer? Die eerste manier waarvolgens ons driehoeke kan klassifiseer is volgens die hoeke. Die eerste driehoek waarvan ons kan praat as ons volgens hoeke klassifiseer is 'n skerphoekige driehoek. Nou wat beteken dit om te praat van 'n skerphoekige driehoek? As ons praat van 'n skerphoekige driehoek, beteken dit al die hoeke in die driehoek is skerphoeke. Met ander woorde, as ons kyk na driehoek A, B, C, is hoek A kleiner as 90 grade, hoek B is kleiner as 90 grade en hoek C is kleiner as 90 grade. Want 'n skerphoekige driehoek sê vir my, al die hoeke moet kleiner wees as 90 grade. Die volgende driehoekie wat ons kry is 'n stomphoekige driehoek as ons hom volgens sy hoeke klassifiseer. Nou wat beteken 'n stomphoekige driehoek? Dit beteken dat een van die hoeke van die driehoek is 'n stomphoek. Kan julle nou nog weer onthou wat beteken dit as dit 'n stomphoek is? As een van die hoeke 'n stomphoek is, dan beteken dit ons kan sê die hoek moet groter wees as 90 grade, maar hy moet kleiner wees as 180 grade. So dit is nou weer die belangrike eienskap van 'n stomphoekige driehoek is dat een van die hoeke van die driehoek is 'n stomphoek. Die derde klassifikasie wat ons kan hê van driehoeke, is 'n reghoekige driehoek. As jy mooi luister na die naam, spesifiseer dit mos nou wat vir jou. Dit beteken dat een hoek van die driehoek is gelyk aan 90 grade. Dit maak dat ons hom 'n reghoekige driehoek noem. 'n Reghoekige driehoek sal ook met hierdie blokkie aangedui word, sodat jy kan seker wees dit is 'n reghoekige driehoek. Die tweede metode waarvolgens ons driehoeke kan klassifiseer is volgens sy sye. Die eerste driehoekie waarvan ons kan praat as ons volgens sy sye klassifiseer is 'n gelyksydige driehoek. Nou wat sê 'n gelyksydige driehoek? 'n Gelyksydige driehoek sê vir my al die sye van 'n driehoek is ewe lank. Ons dui dit gewoonlik met streepies so aan om te beskryf dat 'n gelyksydige driehoek se sye almal ewe lank is. Nou as die sye van 'n driehoek almal ewe lank is sodat ons hom 'n gelyksydige driehoek noem, gaan dit beteken dat al sy hoeke ook ewe groot is en al sy hoekies gaan dan 'n hoek van 60 grade wees. So, wat is die eienskappe van 'n gelyksydige driehoek? Wat baie belangrik is al die sye is gelyk. Al die hoeke is gelyk aan 60 grade. Ons dui sye aan wat ewe lank is met die streepies op die lyn, soos wat ek die geel streepies getrek het. Die volgende soort driehoek wat ons kan kry, wat ons kan spesifiseer, die volgende driehoekie wat ons kan spesifiseer, waarvolgens ons 'n driehoek kan klassifiseer, is 'n gelykbenige driehoek.
Nou 'n gelykbenige driehoek is presies dit wat hy sê. 2 van sy bene, die bene waarop hy staan, is ewe lank. Die laaste klassifikasie van 'n driehoek, volgens sy sye, is 'n ongelyksydige driehoek. Die woorde is baie beskrywend. So 'n ongelyksydige driehoek sê vir jou al die sye van die driehoek is ongelyk. Daar's nie een wat dieselfde is nie. As ons nou kyk na 'n ongelyksydige driehoek, dan kan ons sien nie een van sy sye is ewe lank nie. So almal se lengtes is verskillend. Dit is dan hoe ons driehoeke kan klassifiseer. Eers volgens die hoeke, kyk ons na 'n skerphoekige driehoek, wat beteken al die hoeke is skerphoeke, dit wil sê die hoeke is kleiner as 90 grade, of 'n stomphoekige driehoek, wat beteken een hoek van die driehoek is 'n stomphoek, met ander woorde dit beteken hy is groter as 90 grade of kleiner as 180 grade, en dan 'n reghoekige driehoek, beteken een van die hoeke moet gelyk wees aan 90 grade. As ons driehoeke volgens hulle sye klassifiseer, praat ons van 'n gelyksydige driehoek. Dit beteken al die sye is ewe lank en al die hoeke is 60 grade. Die tweede klassifikasie volgens sye is 'n gelykbenige driehoek. Dit beteken 2 van die bene van die driehoek is gelyk. En die laaste klassifikasie is 'n ongelyksydige driehoek. Dit beteken al die sye in die driehoek is ongelyk. Dit is belangrik dat jy hierdie klassifikasies nou inoefen deur jou huiswerkies te voltooi.